Gemeente, goeiemôre. Baie hartlik welkom by ons erediensgeleentheid vanoggend. Mag ons elkeen in hierdie onsekere tye wat ons land beleef, ons vanoggend verootmoedig en klein word voor ons hemelse Vader. Ontvang nou met 'n biddende hart die seëngroet van ons hemelse Vader. Die Here groet ons vanoggend in ons stikkende land en bring aan ons sy hoop by monde van Johannes 1 vers 4 en 5, waar daar staan: in Jesus was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Gemeente, God het ons nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou moet vas staan. Amen. Kom ons bevestig ons geloof en ons vertroue in God in hierdie onsekere tye deur saam te sing Gesang 516. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend is Psalm 90 en ons lees daarvan verse 10 tot 17. Ons lewe maar 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80, en die is vol swaar kry en leed. Dit is gou verby, ons vlieg na ons einde toe. Wie ken die krag van u toorn beter as u dienaars? Wie ken u gramskap beter? Leer ons dae so gebruik, dat ons wysheid bekom. Hoe lank nog, Here, voordat u ons te hulp kom? Ontferm u tog oor ons. Skenk ons elke dag u liefde in oorvloed, dat ons lewe lank mag juig en bly wees. Soveel dae as die waarin u ons verdruk het, soveel jare as die waarin ons gelei het, gee ons soveel jare van blydskap. Laat u werk vir ons duidelik word en u grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande, hou dit in stand. Geliefdes, net tot sover ons voorlesing uit die wonderlike woord van die Here.
Geseënd is ons wat hierdie woord hoor en dit glo en dit elke dag in ons lewe en in ons harte so bewaar. Kom ons verenig in 'n gebed voor ons hemelse Vader. Ons hemelse Vader, mag ons vanoggend ons gebed tot U begin met die woorde van Habakuk. Hoe lank moet ek om hulp roep voordat U hoor, Here? Moet ek by U bly kla oor geweld voordat U red? Waarom laat U my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk U toe as daar soveel elende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld en word daar getwis en gebeklei. Die wet het nie meer krag nie en daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies en so word die reg verkrag. Ons hemelse Vader, dankie dat U ons as brose mensies vanoggend by die hand kom vat het. Dankie vir U woord waarmee U ons kom bemoedig vanoggend. Dankie dat U opnuut ons lewenstyd kom plaas het in die baan van U Godgerigte lewe. Ons het weer bewus geword dat ons so graag alles self wil beheer. Ja, Here, ons is daardie mense wie se lewens in ons teks beskrywe word. Ons is dagboekmense, afspraakmense, gejaagde mense en mense wat dink ons kan alles vermag. Ons kom om ons onsekerheid en angs vanoggend in U hand te plaas. Ons kom om te bid vir elkeen wat nie net die COVID-virus help beveg nie, maar Vader ook die afgelope week die anargie en die wetteloosheid probeer stop het. Ons kom om vir elke persoon te bid wat sy eie besigheid het en wat dalk baie skade gelei het en nie inkomste in die tyd sal kan genereer nie. Mag hulle weet, U sal hulle help op maniere waarin ons tans nie eers kan dink nie. Ons bid vir elkeen wat dalk hulle werk kan verloor oor hierdie situasie. Gesinne en families. Ons bid vir elkeen wat op straat sit en dalk nie 'n heenkome het nie. Ons bid, gee ons almal vandag wat ons nodig het, Here. Ons bid dat elke lid van die regering klein voor U sal word en met waardigheid hulle mense sal lei en begelei en die regte besluite neem. Ons weet U sal die ekonomie van ons land weer sterk maak, dat almal genoeg sal kan hê. Mag ons met mekaar deel, dat almal iets kan hê om te oorleef. Help ons om vandag en môre en oormôre af te sien van ons magsbeheptheid en mekaar te waardeer as bewoners en kinders van hierdie land en van hierdie aarde. Here, ons bid, bewaar die land se leiers om in die tyd nie magspeletjies te wil speel nie. Here, U kan ons in 'n oogwink van hierdie aarde vernietig. Maar dankie dat ons weer in die onsekere tye vanoggend die sekerheid kry, U is vir ons lief. En U sal ons nie in hierdie omstandighede alleen los nie. Wees ons genadig, Here, en laat U wil geskied, nie ons wil nie. Mag ons elkeen kies om ons dae in wysheid deur te bring, soos U van ons verwag. Dit bid ons vanoggend, Here,
in die naam van ons enigste Verlosser en Here, Jesus Christus, sy naam ter ere. Amen. Geliefdes, voor die prediking, kom ons sing gesang 247 en gesang 278 saam met die NG Gemeente Somerstrand. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, en so breek Sondagoggend aan, na 'n week van hoog drama en anargie in ons land. Ons land is stikkend. Ons land se mense is stikkend. Sondag, die dag waarop die grootste oorwinning van alle tye gevier moet word, naamlik Jesus se opstanding uit die dood. Maar ek voel 'n leegheid. Ek voel 'n leegheid aan in ons land en onder sy mense. Ek voel hoe mense worstel met die vraag: is die lewe nog die moeite werd? Is Prediker nie tog reg dat die lewe sinloos is nie? Wat ervaar ons ook? Al die inperkings? Wat sien ons? Geen kerk se deure mag oop wees nie. Maar in die sekulêre wêreld mag mense in 'n restaurant gaan sit en eet, en winkels kan oorstroom word om inkopies te doen. Al kan ons in ons huise voor U as die Almagtige elke dag verskyn, het ons ook 'n behoefte om by mekaar as geloofsgemeenskap te wees. Elke gehoorsame en regdenkende landsburger loop tans met baie vrae in ons harte rond. Ons wil graag 'n betekenisvolle lewe vir ons
en vir al ons geliefdes daar stel en verseker. Maar as ons hierdie dinge sien, dan kom die vraag, maar hoe nou? Wat die afgelope week in ons land afspeel, laat 1 + 1 nie meer klop nie. Het ons nog mag oor die lewe? Het ons nog tyd? Baie mense wat hulle hele lewe gebou het aan hulle besigheid, het die week beleef hoe jy alles verloor. En in hulle harte dwarrel die vraag, het ek dalk nog genoeg tyd om na die krisis weer op die been te kom en te oorleef, en aan hulle wat in my besigheid betrokke was, se lewensbehoeftes te kan voorsien. Baie gesinne se broodwinners sit dalk binnekort sonder werk, en so kan ek die prentjie vir u al donkerder inkleur. Want, soos 2 weke terug, toe ek oor respek gepraat het, wil ek dit amper vanoggend waag om te sê, respek is nou heeltemal weg. 'n betekenisvolle lewe in Suid-Afrika is besig om oor die afgrond te stort. Mag ek dit waag om vanoggend aan die hand van Psalm 90 u weer moed te gee, en dat ons weer ons dae sal gebruik soos die Here dit bedoel het. Wat is die sleutel tot 'n betekenisvolle lewe? Geliefdes, die mens was nog altyd behep met tyd. Dink maar aan jou skoolgang dae. Hoeveel datums moes jy nie in die geskiedenesklas memoriseer en onthou nie? Kalenders en horlosies was nog altyd die mens se manier om tyd te probeer bestuur en te beheer. Ons hardloop rond met een oog op die horlosie en die ander op ons taaklysie. Ons maak die uitspraak dat tyd is kosbaar, tyd is geld. En tyd is so deel van ons daaglikse woordeskat. Maar mag ek vanoggend sê, tyd is daarom ook 'n snaakse ding. As jy klein is, voel dit mos of tyd baie stadig verbygaan. Dit vat so lank voordat jy verjaar, en daar is nog soveel slaapies oor voordat dit weer Kersfees is. Maar as ons mooi dink, eintlik is jou en my tyd op aarde baie beperk. Ons word elke keer by die dood van 'n mens of 'n tragiese gebeure soos die week in ons land aan die kortstondigheid van tyd herinner. Met elke tik van die horlosie is 'n oomblik van jou lewe verby. Dit is ook met hierdie realiteit waarmee die psalmdigter hier in Psalm 90 mee werk. Die psalm word aan Moses toegeskryf. Moses het ervaar en geweet dat die einde van sy aardse lewe baie naby is. Hy het die volk gelei in die woestyntog, en so ook beleef hy nou hier aan die einde van die 40 jaar in die woestyn, dat sy lewe einde se kant toe staan. Die volk staan op die punt om die beloofde land in te trek, en Moses weet dat hy nie daardie voorreg sal beleef nie, want sy aardse tyd het uitgeloop. Daarom bemoedig hy die volk met hierdie psalm. Daarom skryf Moses oor die konsep van tyd in ons geleesde gedeelte. Hy skryf eerstens in Psalm 90 oor God se tyd, voordat hy hom wend om te praat en uit te kom by ons tyd.
Want jy sien, God se tyd is ewig. God is bo tyd. God word nie aangejaag deur 'n oorlosie of beperk deur kalenderdae nie. As ons mooi Psalm 90 bestudeer, dan word daar 'n paar dinge oor God se tyd in hierdie Psalm gesê. Eerstens staan daar die Here is 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, dis voordat die berge geskep is, voordat die wêreld ontstaan het, van ewigheid tot ewigheid, was God reeds daar. Verder sê Psalm 90, 1000 jaar is vir u soos gister. Daarom, tyd vir God is ewig. In teestelling met God se tyd, lees ons van die geleende tyd van die mens. Wat leer Psalm 90 ons oor die geleende tyd van die mens? Eerstens hoor ons, daar staan, U maak 'n einde aan 'n mens. Hy gaan die dood slaap in. Hy is soos gras wat in die môre afgesny word. In die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog. Tweedens hoor ons in hierdie Psalm, ons dae vlieg verby en ons jare skiet verby soos 'n gedagte. Ons tyd is beperk. En laastens, lees ons in hierdie Psalm in vers 10, ons lewe maar 70 jaar of as ons baie sterk is 80. En daardie jare is vol swaar kry en leed. Dit gaan gou verby. En so vlieg ons as mense ook na die einde van ons aardse lewe toe. En so kom ons aardse lewe ook tot 'n einde. En so verstryk ons tyd wat aan ons geleen was deur God. Daarom trek Moses in die psalme 'n duidelike kontras tussen God se ewigheid en almag teenoor die mens se tydelikheid, sy sterflikheid en sy beperktheid. Daarom is daar 'n gedagte oor tyd in Moses se gebed wat my in die besonder opgeval het. Ons sien, dit gaan nie net oor tyd wat vinnig verbygaan nie. Dit gaan nie in hierdie Psalm daaroor dat ons tyd so bietjie moet probeer vashou en rem nie. Maar die sleutel tot 'n betekenisvolle lewe is nie meer tyd nie, maar hoe jy jou tyd wat die Here vir jou gee, gebruik. Daarom gaan verse 12 tot 17 vir ons mooi verduidelik, hoe lyk 'n betekenisvolle lewe? Met ander woorde, hoe ek en u ons lewenstyd betekenisvol in hierdie lewe onder alle omstandighede moet gebruik. Daarom is die kern vir ons opgesluit in die Psalm in vers 12. Leer ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. Wat beteken dat ons wysheid bekom? Wysheid in hierdie Psalm is om in 'n verhouding met die Here Jesus elke dag te lewe. Om in 'n lewende en aktiewe verhouding met hom te staan. Wysheid is om hier op aarde so te lewe dat die Here deur jou doen en late elke dag verheerlik sal word. Wysheid in hierdie Psalm is om 'n lig in die donkerte te wees. 'n Ligdraer van die goeie nuus. Iemand wie se lewe in 'n verhouding met Jesus Christus is. Wysheid
is om gehoorsaam aan die Here elke dag te lewe. Wysheid is om te doen wat reg is in die Here se oë. Wysheid beteken om jou nie blind te staar teen die moeilikhede, die krisisse en die traumas van ons aardse lewe nie. Maar die wete te hê dat God tyd beheer en dat God vir ons perspektief gee elke dag as ons wysheid in ons lewenstyd toepas. En as Moses bid dat ons dae wys sal deurbring, bid hy dat die Here ons lewenslank sal leer watter goed wat ons doen is wyse goed en watter goed is eenvoudig onwys en gevolglik 'n tydmors. Verder is die wysheid waarna vers 12 verwys hoe ons dae moet deurbring ook dat God ewig is en die mens tydelik. Dit verlos ons van die arrogansie dat ons alles wil en kan beheer. Daarom is dit juis hierdie wete dat ek tydelik en verganklik is, wat my moet leer om in die eerste plek elke dag onder die vleuels van God se genade te lewe. Om te bid leer ons dae so gebruik dat ons elke dag wysheid kan bekom. Daar is so baie dinge waaroor ons nie beheer het nie. Maar Psalm 90 leer ons wel een ding waaroor ons beheer het, naamlik ons lewe. Ons kan besluit hoe ons die lewe wat God vir ons gee wil deurbring. Dis jou besluit waaraan jy jou tyd gaan bestee en wil bestee. En hoe ons dae in wysheid gaan deurbring, wil hierdie Psalm ons help om 'n antwoord te vind. Hoe kan ek 'n waardevolle, 'n betekenisvolle lewe daagliks lei? In die eerste plek moet ek die besluit neem, wat gaan die kern van my lewe wees? Vir wie of vir wat gaan jy lewe? Om wat gaan jou lewe gebou wees? Elke dag. Hier kan elkeen van ons maar bietjie nadink en sy eie lewe ondersoek. Op die ou einde moet die kern behoort te wees, my verhouding met God is die saak waarom my lewe elke dag gaan en waarom my lewe gebou word. In die tweede plek, om 'n betekenisvolle lewe te lei, vra watter soort persoon gaan ek in die lewe wees? Dis, hoe gaan mense my onthou? Lees ek die Bybel mooi in Psalm 90, wil God nie 'n reputasie van jou hê, maar God soek 'n karakter van jou. Derdens, hoe kan ek 'n betekenisvolle lewe lei? Lei tot die vraag, hoe gaan ek 'n verskil maak? Hoe gaan ek ander mense se lewens aanraak? Daarom dat God aan elkeen van ons gawes gegee het, om tydens ons aardse lewe 'n sinvolle bydrae tot mense se lewens te maak. En so my lewensdae met wysheid deur te bring. So watter verskil maak jy tans? Laastens, hoe om my dae sinvol en in wysheid deur te bring? Wat gaan die boodskap van my lewe elke dag wees? Dis, wat hoor en sien mense uit my lewe? Is ek iemand wat hoop dra? Is ek 'n ligdraer? Ons lewens moet die boodskap
van ons mond dra, steun en bevestig. Ons moet eerder 'n sinvolle en 'n diensbare lewe begeer, 'n lewe wat van die wysheid van God se woord elke dag spreek. 'n Lewe wat ons naby God leef, 'n lewe waar ons leer dat die lewe werklik belangrik is. Geliefdes, die hele lewe is in God se hand en moet as sodanig deur ons belewe word. 'n Wyse lewe, volgens vers 12, het ons gesien moet gebalanseerd wees. Daarom dat 'n mens jou nie moet blind staar teen al die daaglikse moeilikhede nie, maar die positiewe in elke lewenssituasie raak sien, daarop bou en dankbaar lewe. Weet, God se omgee vir ons, God se liefde vir ons, gee perspektief in sulke stikkende tye. En so, deur God se liefde, kry ons lewe weer balans. Mag ons in Suid-Afrika weer daardie balans vind tussen al die stikkindheid. Mag ons land genees word. Mag ons daar deurbring met wysheid. Die wysheid wat God van ons vra en van elke mens in Suid-Afrika. Amen. Geliefdes, ons slotsang is vonk 404. Kom ons bid om die seën van die Here in ons lewens. Here, ons bid dat U ons sal seën en sal beskerm. Dat U tot ons redding sal verskyn en ons genadig sal wees. Dat U ons gebede sal verhoor en aan ons vrede sal gee. Amen. Ons wegsendingslied, Heer, ons dink aan Afrika.